net gou reg kry. Vir die wat saam met ons inskakel en die van julle wat later gaan luister, so dat julle nou hier klaar verwelkom, maar terwille van dat julle nou na die tyd kyk, wil ek vir julle ook baie welkom sê. Maar ons het nou eers weer 'n haakplekkie om uit te sort. So laat ons hom net gou deurwerk, dan julle weet die werk Murphy's Law, né? Ek was nou daar agter my laptop, toe het alles gewerk. Toe was alles reg. Nou is ons hier. So kom ons maak die beste hiervan. Jammer vir die onderbreking. En vir die wat nou inskakel en elke keer deur al hierdie skommelinge gaan, jammer daarvoor, maar dit is nou die omstandighede buite ons beheer, maar ons maak die beste daarvan. So ons gaan met mekaar saam lees uit die wonderlike woord van die Here en ons gaan saam lees in Efesiërs hoofstuk 6 vers 10 tot 16. Efesiërs hoofstuk 6 vers 10 tot 16. Ek dink dit is die mees gepaste gedeelte om te lees met die oog op dit wat ons vanaand met mekaar gaan deel. Efesiërs 6 vers 10. Eindelik, my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duiwel. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Daarom, neem die volle wapenrusting van God op, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil, en nadat julle alles volbring het, staande kan bly. Staan dan vas, julle lendene met die waarheid omgord, met die borswapen van die geregtigheid aan, en as skoene aan julle voete die bereidheid vir die evangelie van vrede. Behalwe dit alles neem die skild van die geloof op, waarmee julle al die vuurige pyle van die bose sal kan uitblus. En neem aan die helm van verlossing en die swaard van die Gees. Dit is die woord van God. Net tot sover uit die woord van die Here. Wanneer ons by die derde geleentheid oor die bloed vanaand met mekaar praat oor die wit bloedselle, dan wil ek net eers 'n bietjie verduidelik. Die wit bloedselle, jammer dat ek nou nie vir julle slides gooi nie. Ek het die hele middag, heel dag aan hierdie goed gewerk, en op pad hiernatoe het hy al my presentations afgegooi. So julle moet nou maar vooruit lees en wag tot ek weer daar kom. Maar dis nou maar deel van die pakkie en ons moet hom nou maar net so deurwerk. Die witbloed liggaampies, eintlik is dit witbloedselle, ek het dit nou reg gemaak, maar dis nou maar so. Die witbloedselle word ook die leukosiete genoem. Dit is nou maklik om dit te onthou, né? Sien julle ek het daar geskryf leukosies. Dis so maklik soos dit. Dis leukos. Die leukosiete is een deel van die groep van die witbloedselle en hulle taak is om jou liggaam se immuunstelsel te laat funksioneer. Hulle is deel van die immuunstelsel. So daar's 5 verskillende soorte wit bloedselle. Ons gaan hulle nie een noem nie, maar elkeen van hulle is 'n spesialist vegter op sy gebied. Elk met sy eie doel en sy eie fokus.
Wanneer ons na hierdie deel van ons liggaam kyk, is dit geweldig interessant, hierdie deel wat in die bloed is, ons witbloedselle. Dit is geweldig interessant om te sien hoe hulle werk. Daar is op die skerm so 'n bietjie inligting oor hulle, en laat ek dit so verduidelik. In een van daai kubieke millimeters is daar 800 witbloedselle, teenoor die rooi bloedselle wat baie meer is. So in jou liggaam het jy vir elke rondom 800 na 900 rooi bloedselle, het jy een witbloedsel, rooi bloedliggaampies, althans is die regte woord, het jy vir elke 800 rooi bloedliggaampies, het jy een witbloedsel, en hy diens daai 800 om hulle te kyk en hulle veilig te hou en seker te maak dat daar nie indringers kom wat hulle kom infiltreer en besmet en nie. So as jy nou videoklips daarvan gaan kyk of iewers 'n bietjie klips kyk, as jy sien daai witbloedselle, hulle operate so, hulle vloeit so tussen daai rooi bloedliggaampies deur. Dan move hy hom so, dan stoot hy hierdie weg, dan move hy na daai en toe. Hy is soos 'n creepy crawly. Hy move net die hele tyd so tussen hulle deur. En hy doen stock taking. Dis sy taak om seker te maak dat daar nie indringers inkom nie. Sy best before date is ook nie so baie lank nie. Hulle lewe maar 14 dae teenoor die rooi bloedliggaampies wat 120 dae lewe hulle 14 dae. In daai tydperk is daar baie dinge wat met hulle gebeur, met al die verskillendes van hulle. Maar ek het gister gesê, as ons wil kyk wat gaan met ons liggaam aan in terme van siektes en goed, dan kyk ons na die vorm van die ouens in die lab, na die vorm van die rooi bloedliggaampies. Hoe lyk hulle? En watter vorm neem hy aan? Want daai vorm weerspieël een of ander siekte. Daai prentjies het ons gister ook vir julle gewys het. Maar as ons na die witbloedselle toe gaan, daar het jy die hele weermag van hulle. Dan is dit nou heeltemal 'n ander prentjie. Want as die ouens in die lab na die witbloedselle kyk, dan kyk hulle wat se gevegte is in jou lyf aan die gang. Wat se oorlog is daar in jou bloed aan die gang? Want dis jou liggaam se weermag. So ek wil hom so probeer verduidelik. As ons nou 12 uur in die middag hoor ons nou hier in 'n boom is 'n spul voëls bedrywig en hulle is besig aan hulle lawaai gaan te kere. Dan weet ons, daar's iets wat die eiers soek, of 'n ander indringer voël of 'n slang, ons moet gaan kyk. As jy hierdie sterk konsentrasie van voëls in hulle lawaai in die boom sien, dan weet jy, daar's iets. As jy 'n klomp bye by mekaar sien, dan moet jy weet, daar's iets. Kom ons maak dit net meer eenvoudig. As jy nou deesdae in 'n koffieshop instap, en 6 ou tannies sit daar om 'n tafel, elkeen met hulle selfoon in die hand, dan weet jy, dis nou breektyd. Hulle is nou besig om foto's te deel. Kan jy jou dit indink in jou wildste drome? Laat 'n klomp ou tannies global wise gaan raak en met die wêreld gekonnek gaan wees. En elke dag goeiemôre, goeiemiddag, lekker slaap tot en tot. Met blommetjies. Maar as jy daai 6 tannies om die tafel sien, maar jy weet, hulle stuur nie nou goeiemôre, goeienag stories nie. Hulle is nou besig om te breek met die vrug van hulle lendene. En hulle wys net foto's van wie hulle ook al wil wys.
In die net, as daar 'n klomp wit bloedselle by mekaar is, dan moet daai manne begin kyk wat gaan daar aan. Wie is daar by mekaar? Hoeveel is hulle? Daar word ook tellings gevat. Soveel wit bloedselle in soveel area. So dis die eerste waarna hulle kyk. En dan gaan hulle met hierdie hele weermag wat ek daar vir julle wys. Van die one-liner af, deur tot by die generaal. Daai hele weermag het elkeen sy spesialis gebied. En die wonderlikheid daarin is dat dis hoe die Here ons gemaak het. Hulle het elkeen hulle taak. Hulle kom elkeen en hulle kom uit dieselfde oorspronklike stam uit, wat ek net gou terwille van my frustrasie vir julle probeer wys. Al kom hulle almal nou daar uit en daaruit ontwikkel hulle, is hierdie alles verskillende vlakke wat hulle beleef. My animasies is nou gone, nou moet ek 'n ander manier kry om te probeer verduidelik wat ek met 'n animasie gedoen het. So het hulle nou oor verskillende fases waardeur hulle gaan, en elkeen van hulle ontwikkel in 'n bepaalde spesialistveld. Hulle kom almal van dieselfde stamsel af, maar daaruit het hulle ontwikkel vir dit wat hy moet doen. Is dit nie wonderlik nie? In my en jou geestelike lewe is dit presies dieselfde. Ons het almal, wat kinders van God, wedergeboorte gesmaak. En nou moet ons iewers in 'n rigting in ontwikkel. Met ons gawes en ons bedieninge en ons geestelike groei en ons diensbaarheid en noem dit wat jy wil. Ons is nie daarmee geïssue nie. Ons het daarin ontwikkel deur die werking van die Heilige Gees in ons binneste. Maar nou wil ek net 'n bietjie teruggaan, want dit is 'n baie belangrike ding wat ek wil deel. En het is nou jammerlik dat jy nou elke keer alles nou vooruit moet sien, maar ek gaan nou nie 'n bladsy hier hou en dink hy gaan daar dieselfde doen nie. Ek wil gou 'n bietjie net hierdie deel verduidelik. Ek het vroeër in die week gesê, ons gaan terugkom na die DNA toe. My en jou DNA. Ek wil net eers hierdie deel hanteer, want het is wonderlik om net hierdie prentjie reg te kry in die wonderlike kunswerk waarmee God ons geskape het. Ons DNA is in jou wit bloedselle. Daar is al jou pedigree. Al jou papierwerk is daar. En as enige iemand iets van jou nodig het, op enige gegewe tyd, het sy in die lewe of in die dood, dan gaat haal hulle vir hom daar. In daai wit bloedselle van jou, is jou volle DNA. Onthou ons het nou gepraat oor die 23 chromosome van die man, jammer vir die spelfout, ek het hom ook reg gemaak, maar hy het weer teruggespring en alles afgegooi. Daai 23 chromosome van die vader en 23 van die moeder, is daai stamsel waaruit alles ontwikkel. Uit daai stamsel het 'n volledige nuwe identiteit ontwikkel. En dis die wonderlikheid van die skepping. 9 maande later, dan hou vas jy daai bonneltjie. En sommer so vroeg soos daar, dan begin die volgende te gebeur. Die genetiese oordraagbaarheid. 'n paar maande later, dan begin almal nou kyk, wie se wat het hierdie kind gekry? Of dit nou die gelaatstrekke is, en wie se frons, en wie se vuil kyk, en wie se oulike, wonderlike, mooi persoonlikheid, en sag, bedaarde geaardheid, het hierdie dingetjie gekry, en wie se meer het hy gekry? En so werk ons deur dit, en baie vroeg is ons ore al ingesteld op die talente, laat ons net bietjie sien, waar is my evidence?
En wat se talentjies is nou hier oorgedra aan hierdie dingetjie. En jammer om te sê, vir dieselfde geld is dit siektes. Jy moet nie te veel in jou familie geslagsregisters gaan karring nie, jy gaan 'n baie groot kans uitvind waaraan gaan jy groet. Want siektes is ook oordraagbaar. As jy 'n familie kry met hartmoeilikheid, dan gaan trek jy hom hoe ver terug. En 'n familie met goeie tande, kry jy tot hardloop hulle nog steeds op dieselfde tande. Nee, die volgende familie is al vroeg op die rims. Dan is hierdie nog met hulle original tande besig. Lang tand, stokhout, goeie tande gene. Presies dieselfde met sonde. Deur sonde het deur een mens in die wêreld gekom, dan so het dit deurgedring tot alle mense. Hierdie is die kosbaarheid van ons genetiese oordraagbaarheid. Maar dit maak nie dat jy jou ma en pa en ouma en oupa die skuld kan gee vir alles wat met jou skeef loop nie. Al het jy hierdie oordraagbare goed, is daar 'n ding soos opvoeding en agtergrond en verskillende maniere waarin ons blootstelling gehad het en ons het aangeleerde gedrag. Daai goed verander nie jou DNA nie. Jou DNA is jou DNA. Daai DNA moet ontwikkel word, goed of sleg. Daai wat groot geword het met 'n kry my jammer houding. Hy het met sy pa gesien. Daai goed kom in die family af. En dit dra net oor. Dis aangeleerde gedrag. Dit het niks met die DNA te doen nie. Al het sy pa so gemaak en sy ma so gemaak, hy het nie nodig om ook so te maak nie. So, ons gaan oor aangeleerde gedrag geweldig baie praat, maar daai DNA van my en van jou, al is dit 'n kombinasie 50-50 van pa en ma, is dit nie 'n rede om daar te bly nie. Jou DNA sal nooit verander nie. Maar jy kan in jou DNA ontwikkel. Ek wil dit verduidelik op die diere se manier. Diere word geteel volgens hulle genetika. En wanneer 'n boer 'n bul wil koop, dan vra hy net wat kos die bul nie. En ek kyk ook net wat trek die bul op die skaal nie. Dit sê niks man, daai ding is sout gevoer en 'n klomp water gevoer voor hy op die skaal geklim het. Daai sê niks. Wat sê hy? Wys my sy pa, en wys my sy oupa, en wys my sy kalvers. Laat ek sien wat sy gene draai oor. Volgens daai genetiese lyn betaal jy. Daai ding weet jy net so van vreet nie. So in diere teel ons genetika. En ons soek die beste genetika uit. En jy bring weer die beste genetika daarby. En jy gaan soek weer die beste genetika daarby. Ek wonder, 800 jaar terug, hoe het 'n stoetbil gelyk? Daar was nog nie sulke goed so stoetbulle nie, maar ek wonder hoe het een toegelyk. Teenoor nou. Want deesdae is dit eers nie besig as 'n community cat, dit is soos 'n Jersey koei. Dis net valle aan bene. En die horings en die heupe staan nie ver uit. En dan kom jy daar by een of ander stoet. Dan is daai ding, alles is perfek, sy kondisietelling is sky high. Maar met die mens werk dit nie so nie.
Jy kan nie op jou pa en ma se genetika staat maak, geestelike genetika nie. Nou, ons word gebore in sonde en in ongeregtigheid. So al het jy uit watter goeie huis uitgekom, en dan het jy watter goeie aangeleerde gedrag gehad en wonderlike blootstelling. Dit gaan nie jou geestelike genetika gee nie. Jy moet vir jouself begin by wedergeboorte en self geestelike genetiese pad loop. Jy kan vir jou kinders mooi waardes en normes oordra, maar jy kan nie vir hulle geestelike genetika in hulle implant nie. Hulle moet met die Here ontmoet en hulle moet 'n pad met die Here stap om daarby uit te kom. En daarom is Jesus die enigste mens wat nog op hierdie aarde was met 'n goddelike genetika wat sondeloos volmaak is. Ons het nou reeds daarna verwys, ek gaan nou nie weer te veel daaroor uitbrei nie. Ek glo met my hele hart dat God in sy wese, dis my opinie, dat God in sy grootheid en in sy wese met hierdie wonderlike werk dat Maria swanger geword het sonder die tussenkoms van 'n man, het God daardie oordraagbaarheid van sonde gekansel, want Jesus was sondeloos volmaak. Daai element, glo ek, is my opinie, ons kan daaroor debatteer en gesels, is uitgehaal om sy suiwere godheid daarin te behou. Nou is die wonderlikheid, nou kom ek terug na die witbloedselle. Ek het nog 'n ander slide gehad, want hierin is, julle moet nou onthou, my kop werk op 10 plekke. Nee, ek praat met julle en ek praat hier en ek is vies vir myself, dat die goed loop nie reg soos hy daar moes loop nie, en ek het nog goed tussen ingesit, en hulle is ook nou gone, so nou werk ek hier met 'n version van vroeër vanoggend. Nou kom ons terug na die witbloedselle. Ons het nou klaar oor die wonder van hierdie DNA gepraat. En daai DNA van jou in jou witbloedselle is die laaste deel van jou wat op hierdie aarde sal oorbly. Met forensiese toetse en al die goeders wat gedoen word, kan hulle lank na jou dood nog steeds jou DNA trace. So, jou eerste tekens van hierdie wêreld met bevrugting is daar 'n bepaalde DNA gevestig. En daai DNA sal nog hier agterbly, lank nadat ek en jy vertrek het. Maar dis nie nou ter sprake nie. Wanneer ons kyk na hierdie witbloedselle, dan is dit wonderlik hoe die Here dit gemaak het. Ons witbloedselle wissel volgens die behoefte van kindersiektes en volwassenes se siektes. Vir kindersiektes is daar 'n sterker groepering van sekere, en onthou ons los nou al die mediese termes, né? Is daar 'n baie sterker groepering van sekere tipe witbloedselle om al die kindersiektes te fight. Maar luister, hoor ek en jy nou nog oor pampoentjies en Duitse masels en wat pampoentjies en ek weet nie wat nog, al die ander goede. Waar ons nog oor die goed as jy nou al 40 geslaan het? Nee, ons moet nou verby dit. So die spesifieke witbloedselle is nie meer so aktief nodig nie. Maar as ons nou ouer geword het, en jy word dan siek, dan het ons nou weer ander tipe siektes. En dan is daar 'n ander aanslag nodig, en 'n ander witbloedsel, om weer daai siekte te beveg. Kom ons maak gou 'n geestelike toepassing hiervan. Is dit nie wonderlik om daaraan te dink? Laat 1 Korintiërs 10:13 vir ons sê, geen versoeking het julle aangegryp behalwe 'n menslike nie. God is getrou wat hy sal toelaat dat julle bokant julle kragte versoek word nie. Maar hy sal ook saam met die versoeking die uitkoms gee. Let op hierdie woorde, sodat julle dit kan verdra. Met ander woorde, selfs die ondersteuning wat ek en jy in ons geestelike lewe kry, om ons geestelike stryd te stry en te veg,
sal die Here nie toelaat dat dit bokant ons kragte is nie. Hy sal vir ons die oorwinning gee, maar ook dat ons dit sal kan verdra. Dis die kosbaarheid hiervan. En dat die Here daarin kom werk. En omdat hy self hier was, en hy self hierdie stryd op aarde gehad het, sê in Hebreërs 2:18, deurdat hy self onder versoeking gelei het, kan hy die help wat versoek word. Dit maak nie saak wat my en jou geestelike aanslag is nie. Daar is genoeg hemelse wit bloedselle wat daai fight kan fight. As ons dit geestelik kan toepas. In hierdie weermag kry ons hoofsaaklik twee groepe. So ek wil nou oorbeweeg na hulle toe. Twee groepe en hulle ken die onderskeid tussen vriend en tussen vyand. Hulle weet in jou liggaam wie's vriend en wie's vyand. En daarom kry ons in die eerste groep die Griekse woord vir liefde wat philos is. Daai eerste 3 witbloedselle se name kom uit die Grieks uit. Die neutro en die eosin en die basofiele, al die fiele kom uit die Grieks uit. Dis die voetsoldate. Dis jou liggaam se bodyguard. Dis jou liggaam se vriend. Dis daai witbloedselle wat jou liefhet. Ek was so in bewondering voor die Here terwyl ek aan hierdie goed gewerk het. En ek al hierdie ontdekkings maak en ek besef, maar hier is soveel meer diepte hierin. Onthou vir die medici waar hulle sê nie, dit kom uit die Grieks uit. En daarom nog so 'n paar Griekse boeke en bronne, en ons kan daarom toegang tot inligtinge, en dit was vir my aangenaam, om na die Griekse woorde te gaan kyk, net vir my eie kennis, oor bloed en al die verskillende woorde wat daarvoor gebruik word, met die betekenisse daarvan. Maar hierdie klomp fiele, hierdie klomp liefde, witbloedselle, dis een familie. Hulle operate saam, elkeen het sy eie funksie en sy eie taak. Maar dis jou liggaam se voetsoldate. En hulle beweeg tussen daai rooi bloedliggaampies, beweeg hulle en hulle werk en hulle gaan daardeur. En hulle is daar omdat hulle liefde aan my en jou te kom bewys. Hulle is ons voetsoldate. En hierdie voetsoldate is daar om vir ons te veg. Ek gaan nou terugkom na hulle toe. Die tweede groep, moenie dink ons liggame is oudtyds nie. Die tweede groep is die limfosiete. Hierdie witbloedselle veg met chemiese wapens. Hoe klink daai vir julle? Hulle stryd die stryd met chemiese wapens. Hulle het ander kalibers wat hulle mee operate. Ek gaan nou terugkom na hulle toe. Daar is die symbool, daai prentjie daarbo is die symbool vir 'n chemiese wapen. En op daai prentjie sien jy daai pers met die blou om. Dis 'n limfosiet. Dis nou net een voorbeeld, dis hoe hy lyk. En daar operate en jy kan daar sien hy beweeg daar. Hulle beweeg in die bloed en tussen die weefsel. Die helfte van hulle staan wag en die ander helfte van hulle patrolleer. En hierdie witbloedselle is die hele tyd besig om indringers soos virusse en swamme en parasiete en bakterieë en dooie selle en al daai goed is hulle besig om dit te verwyder. So hulle veg teen hierdie goed en maak hulle dood. Tussen hierdie witbloedselle is daar 'n spesifieke groep wat die cleaning service is. Hulle kom maak skoon na die slagveld. Hulle vat al die gesneuweldes, vat hulle uit, hulle verwyder hulle. En so werk hulle as 'n span saam. Alles wat ek en jy opneem in ons liggame, of dit nou deur ons vel is,
En of dit deur ons wat ons eet, of wat ons drink, al daai goed word deur hierdie witbloedselle ondersoek. En die interessantheid, elke keer wanneer jy eet, of liggaamlik aktief raak, dan verskerp hierdie witbloedselle hulle aktiwiteit. Dan is hulle baie meer hoikie. Want hier is nou energie wat hardloop en hier is nou stamina, of hier word nou geëet. Nou weet hulle die kans dat hier nou indringers kan inkom is baie groot. Hulle is hyperaktief wanneer ek en jy aktief is en wanneer ons eet. En soms vermeerder hulle ook in daai tyd net vir just in case. Maar wat gebeur? Kom ons praat gou 'n bietjie oor daai neutrofiele. Hulle is die voorste linie. Hulle gaan, nou ons gaan nou weer hierdie goed geestelik toepas, né? So ek moet eers die storie vir julle vertel. Hy neutrofiele, hulle is die voorste linie, voedsoldate, hulle move, hulle is eerste by die geaffekteerde gebied. En dan kom hulle daar, en hulle maak soos die polismanne maak, en gooi hulle danger type uit, en hulle baak in die area af. Hulle vorm so 'n linie. Dan keer hulle alles daar vas, hier gaan niks in nie, hier gaan niks uit nie. Hulle versper daai gebied, hulle isoleer die gebied. En die sukses van daardie versperring en isolasie wat hulle maak, is 'n abses. Ek weet ons het 'n negatiewe konnotasie aan 'n abses, want dit is vrek seer. Maar 'n abses is die neutrofiele se suksesverhaal. Hulle het gekeer dat die indringers nie kon verbygaan nie. En dis hoekom, as jy so abses het, dan is hy plek rooi, hy's geswel, hy's warm, hy's seer, hy pyn, en dan begin hy later so 'n geel ding te maak, en dan jy vir hom, chop, haal hom uit, en dan voel jy sommer beter. Wat is die wonderlikheid? Dis hulle suksesverhaal. As daai ding nie abses gemaak het nie, het daai klomp vreemde elemente in die res van jou liggaam versprei en 'n groter gemors gaan maak. Is dit nie wonderlik hoe die Here ons gemaak het nie? En dis hierdie ouens se planne om daai area te fynkamp. So wanneer jy nou weer daai opgehewenheid het, en jy wag nou vir hierdie ding om nou geel te word, dat jy hom kan fix, ek het so een op die vinger, ek het hom amper afgeneem. En jy wag nou dat hy nou sy punt bereik, dat jy hom nou kan puncher, en dat hy kan uitkom en klaarkom. Moet jy nie net die negatiewe daarin sien nie, maar jy moet die wonder daarin sien, van hoe die Here ons gemaak het. Daai wit bloedselle het hulle job gedoen. Jy moet nie so vies raak nie, jy moet bietjie vir hulle dankie sê vir 'n slag. So nou weet jy wat doen hulle. Nou weet jy hoekom is dit rooi en seer en gevoelig en einde aan oral in die pad. Ons gaan môre oor die genesing praat, oor die bloedplaatjies. Dan gaan ek nou meer oor hierdie goed uitbrei, maar ek gaan nou eers aanskuif. Want hierdie goed maak my baie opgewonde. Maar soms gebeur dit dat daai abses self opklaar. Jy het nie nodig gehad om hom te cancel nie, jy sien dit, hy word krimp weg en daai geel raak self weg. Dit noem ons fagositose. Nou moet nie worry oor daai woord nie. Dis die metode wat hierdie witbloedselle gebruik om daai indringer op te vreet. Hulle vreet hom letterlik op. Hulle verswelg hom. Nou dit lyk so. Okay, daar is die woordjie vir julle daarop. En as hy hom klaar opgevreet het, dan gee hy sy lewe.
presies dit wat die Here Jesus vir my en vir jou gedoen het. As daai wit bloedsel daai indringer opgevreet het, en ek gaan nou vir julle die prentjies wys, hoe doen hy dit? Daai fagositose, as hy vir hom ingeneem het en hy het hom opgevreet, dan sterf hy ook. Hy sterf eerder saam met daai indringer, as wat hy jou immuunstelsel verder beskadig. Daar is 'n prentjie, ek gaan dit probeer verduidelik. Heel eerste is dit hierdie wat hier gebeur. Daai wit bloedsel kom so en hy maak hom so oop soos 'n seerkat se pote. En dan sien hy daai bakterie of daai swam of daai virus en kom hier. Dan trek hy vir hom nader, wat sien jy? En dan trek hy hom, dan maak hy so oop. En as hy hom ingetrek het, dan maak hy toe soos daar. As hy hom so toegemaak het, zap! Daar binnekant, julle nou, as julle nou op julle fone later kyk, dan kan jy die woorde daar kry vir die goed, ek gaan dit nou skiep. Sien julle daar aan die binnekant, as ek 'n klomp kolletjies om daai rooi. Dis die oukies daar binnekant wat hierdie ou verteer. Hulle cancel hom. Zap, 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 wat soek jy hier? Hulle vernietig hom. Hulle breek hom op. Totdat daar van hom nul oor is. Hulle gaan seker maak, hierdie ding kan nie versprei nie, hy kan nie verder uitgaan nie, hy kan nie verder skade doen nie. Dan sterf daai wit bloedsel, hy gee sy lewe daarvoor. Dis hoekom hulle net 14 dae lewe. Hulle het 'n baie korter raklewe. Maar luister nou na die geestelike toepassing hiervan. Daar is nog 'n voorbeeld, ekskuus dat ek net eers vir julle die voorbeeld wys. Dis nou net 'n deursnit van een. Nou hy begin hierdie kant, laat ek net my laser vat nou. Hy begin hier. Daar trek hy hom so nader, daar sien jy daai oukie. Dan trek hy hom 'n bietjie in, daar maak hy hom heeltemal toe. Daar kan jy sien kom hy oukies nader om hom te cancel. Daar begin hulle om sy saakies te werk. En as hy daar kom is daar van hom niks oor nie. Daar het sommer nog een wat hulle ingetrek het. So hy het sulke vingertjies wat so move na, wat soek jy? Kom hier. So trek hy hulle nader, ne? Soos hy oom met sy hakstok daar by die bakkie, hy trek ons alles met die hakstok nader. En oupa met sy kierie met die kleinkinders en kappe hier so nader. Nou hierdie goed het ook so lekker hakstok en kappie om, kom hier. Die wonderlikheid. As Efesiërs 1 vers 7 vir ons die beginsel en die metode van verlossing verduidelik. Dit wat hierdie wit bloedsel doen, is presies wat verlossing beteken. Hierdie wit bloedsel kom en hy vat daai indringer, kom hier. En hy maak hom toe. Jy gaan nêrens. Hy arresteer hom. En as hy vir hom toegemaak het, dan vernietig hy vir hom, en daar van hom niks oorbly nie, ook nie eers evidence nie. Dis presies wat gebeur met verlossingswerk. Wanneer sonde se mag verbreek word, dis presies wat hierdie wit bloedsel doen. Hy vat daai ding en hy trek hom in en hy neem hom in hom in, sodat hy nie kan versprei nie, sodat hy geen verdere mag kan uitoefen nie, en hy breek sy mag, en hy vernietig hom, laat daar van hom niks oor is nie. Dis verlossing. Is dit nie wonderlik nie? En nou maak Johannes 8:36 soveel meer sin. As die Seun julle dan vrygemaak het, sal jy waarlik vry wees. Dis die werk van hierdie wit bloedsel wat sy lewe gee om jou te beskerm, om jou veilig te hou. Kom ons gaan aan. Ons gaan naar die manne toe met die chemiese wapens. Die lymfosiete. Die lymfosiete beweeg meestal in die lymfstelsel. Ons gaan donderdag by die manne 'n bietjie weer draai, dan gaan ons nou weer oor hulle praat. Maar
Vir nou se verduideliking wil ek net hierdie deel verduidelik, dan hoef ons donderdag nou nie weer daarby stil te staan en dan kan ons oor ander goed praat daarvan. Hierdie limfosiete wat met chemiese wapens veg, en dan is ons nou amper klaar. Het twee groeperinge. 'n T-sel, en dat ek gou vir julle wys, hy word in die thymus vervaardig en hy bly daar tot hy ryp is. Dis nou waar hy is. Daar kan julle 'n prentjie sien waar die thymus sit. So hy sit net so hier bo aan jou hart en dis die plek waar hy vervaardig word of ryp gemaak. Hy lê daar en ryp word. Nou die wonderlikheid. Ek het vir julle gesê sekere siektes is vir die kinders meer as vir ander. Nou wil ek gou vir julle 'n storie vertel. Ons eerste gemeente was in Palaborwa gewees, 19 lang al terug. En daar het ek 'n konneksie gehad daar by die abattoir. Toe het ons nog van die slagpale gepraat. En as daai jong beeste nou daar aankom, dan het my konneksie my gebel en vir my gesê, luister, ons het milkbread gekry. En dis nou daai ouetjie. By die jong beeste is hy nog groot, by mense werk het net so. Hy is groter by kinders, as hulle hier in hulle tienerjare gaan, dan begin hy te krimp. Nou daai ouetjie het ons dan gaan haal, hy is so wit, lyk soos hoendervleis, dan braai ons hom, gooi ons spices. Dan braai ons daai ding, en iewers te oorsee op ander plekke, is dit nou 'n vreeslike lekker ding om te eet. En dis ook die laaste wat ek daai goed geëet het. Toe ek nou besig is met hierdie goed, en ek lees op, en ek maak hierdie ontdekkings, toe tref ek my ma. Dis seker hoekom ek so gesond is. Ek het 'n goeie maat witbloedselle ingekry in my jeugdige ouderdom. Maar dis waar hulle is. En daar word hulle baie sterk gefokus in die jonger ouderdom en in volwassenheid dan raak hy minder. Maar daai T-selle gaan lê nog daar. Hy word ook aan die beenmerg vervaardig, maar daar gaan lê hy en ryp word. Nou daai T-selle is 3 groepe. Ek het gesê, hulle veg met chemiese wapens. Hy vat nie 'n ding en hy kom so, wat soek jy hier? Hy skei 'n stof af, wat dit waarin hy raak, maak hy dood. Limfotoksine. Dis wat hy afskei. Nou hulle is in 'n span wat hulle saamwerk. Die helpersel, hy is soos die rescue van die ambulans en die brandweer, hy move vooruit, en hy gooi daai siren, en hy maak net die pad oop. Hulle maak die pad oop vir hy kindersel, en sorg dat al die verkeerde goed in die pad is, want as hierdie man kom en stamp hy, ja! En hy kom en hy skei daai stof op alles wat hy daar hoort, uitgesort. Julle lotte wat so 'n game speel, die Here was julle ver voor, toe hy ons gemaak het. Baie ver voor. Die ander wat nou, dis die helpers wat nou daai job doen, die wat onderdruk, hulle help ook nou weer om te keer dat al hierdie elemente wat letterlik net move van pad vat nie. En dan was iemand nou hier kom moeilikheid. En dan werk hulle plannetjies daardeur. Dis die een deel van die limfosiete, die T, dis die kindersel, en dan sy maatjies wat hom help en saam met hom werk. Ek gaan dit nou toepas, amper hardloop ek nou vooruit. Die volgende is die B-selle. Nou die B-selle is vir my baie interessant. Hulle is baie kleiner as hierdie ander selle, want hulle moet meer beweeglik wees. Ek gaan nou vir julle verduidelik, en dan moet julle vir my sê, is dit manlike of vroulike selle? Maar julle kan ons nou alles voor die tyd sien, so, right. Ek is ook met een van hierdie B-selle getrouwd, haar naam is my Butte. So ek het ook toen so eenetjie gekry, want toe ek nou aan hierdie goed werk, toe besef ek, dis ook maar hierdie so like. Hulle, maak die inligting by mekaar. Hulle doen stocktaking. Dis die liggaam se inligtingssentrum.
Hulle neem waar, hulle vat stok, hulle spy, hulle kyk die dinge uit, en as hulle vreemde elemente opmerk, dan merk hulle daai element. Nou verstaan julle gister oor die muskiete, né? Hoekom hulle gedodge het? Hierdie B-sel merk daai vreemdeling, en hy kry 'n presiese beskrywing van hom, en dan stuur hy 'n sein deur vir hierdie ander fighters. Vir wie moet hulle uitkyk en wie moet hulle cancel? Nou verstaan julle hoekom het dit gister nie gewerk met die malaria nie, né? Want hy kom kry nog die boodskap as 'n groen baadjie, dan hy jakkals al klaar sy baadjie gechange en 'n gele aangetrek. Maar hulle versamel al die inligting, hulle doen fyn, deeglike beplanning, ons gaan môre weer oor hulle praat, hulle doen fyn beplanning van hierdie hele area wat hulle geïdentifiseer het, hier's 'n probleem. En in daardie beplanning van hulle, besluit hulle, hoeveel antigene is hier, met ander woorde indringers, en daai B-sel vervaardig teenliggaampies. Met ander woorde, hulle vervaardig ammo om daai indringers te cancel. Daai B-sel doen daai wiskunde. Hier is soveel van hulle, ons het soveel teenliggame nodig. En al hierdie selle, al hierdie witbloedselle, kommunikeer met mekaar met syne. Hulle is die hele tyd in voeling met mekaar, maar hierdie B-sel is die main peanut in die pak. Want sy doen al die fyn beplanning. En sy monitor die hele situasie. En dan die wonderlikheid, en hier kom al die vrouens in. Daai B-selle bou 'n memory op. Dag, datum, tyd, plek, klere wat jy aangehad het, gemoedstoestand, weertemperatuur, hoe sterk het die wind gewaai, wie was almal teenwoordig, hoe laat was dit? Julle vrouens kan dit goed doen. Jy kan tot onthou wat het julle aangehad toe jy en jou man mekaar die eerste keer ontmoet het. Ek kan nie verstaan dat 'n vrou daai goed onthou nie. Dis maar ek dink hierdie is 'n vroulike sel. Ons was 2 jaar terug by 'n funksie, daar staan my vrou voor die kas, nee, ek gaan nie daai aantrek nie, ek het dit laas aangehad. Sê ek, 2 jaar terug. Hierdie B-sel bou 'n memory op. 'n filing system. En hier wat die wonderlikheid, onthou hulle lewe net 'n paar dae, want hulle werk hulle op. Hulle bou memory op met hulle eie ervaring en hulle dra dit oor aan 'n komende generasie voordat hulle sterf. En hulle het weer geleer by hulle voorgangers, is dit nie 'n mooi geestelike toepassing nie, né? Daai memory word gebou. Hier kom die verduideliking daarvan. Daai ou met die vinger, hy prentjie met die vinger wat nou so 'n bietjie abses gemaak het. Nou jy ding al verby en die seer is verby, dan sien jy hy bly nog so rukkie rooi. Nee, dis nie meer so erg seer nie. Dan is hy so gevoelig maar hy bly nog rooi. Dis daai B-selle wat nog daar operate. Kyk wanneer kom hierdie vuil goeds terug. Kyk, indien hulle terugkom, dan weet ons wat om te doen. Dis daai geheue wat hulle opbou. En hulle monitor daai area. En dis hoekom wanneer daai situasie om herhaal, dan weet hulle presies wat om te maak. Nou, in my en jou geestelike lewe, het ons die wonderlike voorreg om die Heilige Gees te hê vir ons B-sel. Ek het nou klaar hier voor die tyd, nee, dis ook nou gone. Ja,
Oké. Ek het nou gedink, ek gaan 'n klomp geskrywe spaar, maar dat ek het dan maar gou oordoen. Ons lees in Romeine 8, vers 26 tot 28. Net so kom die Gees ons swakhede te hulp. Want ons weet nie reg wat ons moet bid nie. Dat ek hom so omkring. Die Gees van God kom ons swakhede te hulp. Hy monitor, hy kyk, hy ken ons swakhede, en hy weet, ons weet nie reg wat om te bid nie. Nou kom hy, en omdat ons nie weet wat om te bid nie, kom hy, en hy tree ooreenkomstig die wil van God vir my en vir jou in. Hy monitor, hy doen stoktaking, hy kyk wat gaan aan, en hy is daar om my en jou stryd te monitor, te beplan en te kyk. Hoor nou verder. Hy tree nie net in om ons uit hierdie ding uit te kry nie. Hy wil ook hê ek en jy moet groei en ontwikkel. Nou sê hy vir ons verder, dat ek net gou hier 'n ander kleur vat. Die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge. Hy wat ons harte deursoek. En hy weet wat die bedoeling van die Gees is. Is dit nie kosbaar nie? My en jou geestelike stryd is nie ons alleen stryd nie. Ons het 'n B-sel wat alles in die fynste detail monitor. Hy weet wat die bedoeling van die Vader hart is vir my en vir jou in ons stryd. Hy monitor hierdie ding. Hy sien hierdie indringers, hierdie antigene. Die Heilige Gees besluit in sy grootheid, waarmee gaan hy toeslaan, wat het is nodig om my en jou oorwinning te kan gee. En daarom het ek en jy hierdie bemoediging, wat ek net nog 'n kleur vat. Ek het nog gedink, ek gaan tydspaar, toe doen ek hierdie goed so halfpad voor die tyd, dan moet ek gou 'n ander roete hier volg. Die wonderlikheid, dat ek en jy die Heilige Gees het as ons B-sel om ons te help. Luister na hierdie mooie uitdaging, dat ons weet, onthou daar wat ons swakhede gehad, ons het nie lekker geweet wat nie. Ons weet ook nie lekker wat ons moet bid nie. Maar ons weet, dat vir hulle wat God lief het, alles ten goeie meewerk. Die Heilige Gees as ons B-sel maak nie foute nie. Hy het ook 'n memory opgebou oor my en jou track record. Hy weet waar is ons swak plekke. Hy weet wanneer die aanslag kom, en hy slag gereed om op bystand te wees nadat ek en jy oorwinning behaal het en die Here vir ons oorwinning kom gee het. Is hy op bystand, hy patrolleer nog daai slagveld om te waak en te kyk wanneer hier weer 'n aanslag kom, sodat hy ons paraat kan maak daarop. Die laaste vers en dan se klaar vir vanaand. 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 6. Alhoewel ons in die vlees wandel, hier's nou daai wat ek hy woord vergeet, wat sy wapens kruis jy met die besigheid in. Maar in elk geval, alhoewel ons in die vlees wandel, voer ons nie die stryd volgens die vlees nie. Die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie. Dis kragtig deur God om wat te doen. Wat doen?
die B-sel, want hy gee ook bevele deur na die kindersel toe. Wat maak hierdie B-sel wat bevele deurgee na die kindersel toe? Ons wapens is kragtig deur God om vestings neer te werp, zap. Nommer 2, planne te verbreek. Nommer 3, skanse wat opgewerp word, te cancel. 'n vesting is 'n gevestigde plek van die vyand. Planne maak van die duiwel hoef ek nie te verduidelik nie. 'n skans is daai skuld of loopgraaf waar agter weggekruip word. Die Bybel sê, God haal hulle daar uit. Dan gaan hy voort met nog ene. En dan sê hy, en elke gedagte gevange neem. Elke gedagte gevange neem tot gehoorsaamheid aan Christus. Let op my en jou paraatheid. Net soos wat die Heilige Gees ook daar is om te patrolleer na die tyd soos die B-sel, het ek en jy ook 'n verantwoordelikheid om ons paraatheid op te skerp. Maar ons gaan nie nou agteroor sit as ons nou elke gedagte gevange gaan neem tot gehoorsaamheid aan Christus nie. Nee, luister, ons moet ook paraat wees. Ons moet ons gereed hou om elke ongehoorsaamheid te straf. Ja. Dat ek en jy hierdie les van vanaand vir onsself sal vat. Moenie hierdie indringers kans gee om te vestig en om meer te word nie. Maar laat ons die Here sal vashou, want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie. Dis kragtig deur God om vestings neer te werp en gehoorsaamheid af te dwing. Dit beteken nie dat ek en jy, wat ons liggame aanbetref, nee, wel die Here het nou vir my wit bloedselle gegee, en hulle is die weermag, en hulle is die sekuriteit, so ek kan nou maar maak wat ek wil nie. Ons kan nie dit doen nie. Ons het 'n verantwoordelikheid teenoor ons liggaam. Ja, nee, ek wil nou God se natuurwette breek, en dan gaan klim ek uit die koue stortyd, en ek gaan loop buitekant, met die minimum klere terwyl het vrek koud is, en nou wil ek bid dat die Here my gesond gaan hou nie. Ek kan nie dit doen nie. Net so, in my geestelike lewe, moet ek en jy ook ernstig wees. Ons het witbloedselle wat die Here vir ons gee, en waarmee die Here my en jou beveilig. Maar ek het 'n verantwoordelikheid voor die Here. En mag die Here die bietjie wat ek nou gesê het, gebruik. En mag die Here hierdie goed terugroep, wanneer en soos hy dit nodig ag, vir my en vir jou. Môreoggend, 11:15 of 11:00, dan gaan ek met julle praat oor die bloedplaatjies, trombosiete. Dis 'n baie interessante enetjie. Bid saam met my vanmôre, en ons is bly alles het mooi geloop, behalwe my slideshow, wat ek nie 'n antwoord op het nie, maar ons is bly die res het mooi geloop. Kom ons bid saam. Here, ons dankie en ons is in aanbidding voor U, dat U ons so kunstig in ons moederskoot geweef het, en dat U in hierdie liggaam van ons 'n hele weermag kom vestig het, en ons diepste wese is daarmee verenig, ons DNA. En nou kom ons met ons geestelike wapenrusting na U toe, dat U op 'n besondere wyse
hierdie woord in ons hart sal bewaar, dat ons dit sal oordink, dat ons hieroor sal pyns, en Here, dat U op 'n baie spesiale wyse hierdie woord tot sy reg sal laat kom in ons elkeen se geestelike paraatheid. U stry vir ons, U veg vir ons, help vir ons om ook ons verantwoordelikheid na te kom. En dankie dat alles ten goeie meewerk vir hulle wat God liefhet. Amen.